Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekjie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat vandag 'n fout by die werk gemaak het. Miskien was dit iets kleins of dalk was dit 'n fout wat gevolge kan hê. Maar nou is jy by die huis, die werksdag is verby en in plaas daarvan dat jou kop afskakel, speel jy daardie oomblik oor en oor in jou kop af. Jy dink aan wat jy moes gedoen het, wat jy anders moes gesê het en dalk is jy reeds bekommerd oor wat môre gaan gebeur. Een fout kan skielik baie groter begin voel wanneer jy alleen met jou gedagtes sit. Jy begin wonder wat jou bestuurder gaan sê, wat jou kollegas gaan dink of mense nou anders na jou gaan kyk. Dalk is jy selfs bang dat hierdie fout jou werk gaan kos. Maar vanaand wil ek jou herinner, 'n fout beteken nie jy is 'n mislukking nie. Ons almal maak foute, ons almal vergeet iets, ons verstaan iets verkeerd, ons neem soms 'n besluit wat later nie die regte een was nie. Die belangrike vraag is nie of jy ooit 'n fout gaan maak nie. Die vraag is wat jy doen wanneer jy besef jy het 'n fout gemaak. Spreuke 24 vers 16 sê, al val 'n regverdige 7 keer, hy staan weer op. Ek dink ons vergeet soms dat geloof nie beteken jy gaan nooit sukkel nie. Dit beteken dat jy nie op die grond bly lê wanneer jy gestruikel het nie. As daar iets is wat jy môre moet regmaak, gaan maak dit reg. As jy moet erken dat jy 'n fout gemaak het, wees eerlik. As jy om verskoning moet vra, doen dit. En as daar iets is wat jy uit hierdie situasie kan leer, vat daardie les saam met jou. Maar moenie vanaand ure lank jouself straf vir iets wat jy nie meer vandag kan verander nie. Daar is 'n groot verskil tussen verantwoordelikheid neem en jouself veroordeel. Verantwoordelikheid sê, ek het 'n fout gemaak, ek gaan doen wat ek kan om dit reg te stel. Veroordeling sê, ek maak altyd alles verkeerd. Ek is nie goed genoeg nie. En dit is waar jy moet oppas, want een fout mag nie jou hele beeld van jouself bepaal nie. Miskien was die fout wel ernstig, dan moet jy dit steeds hanteer, maar jy gaan dit môre beter hanteer met 'n rustige kop as wanneer jy vanaand tot 2 uur in die oggend wakker lê en elke moontlike uitkoms probeer voorspel. Filippense 4 vers 6 tot 7 herinner ons om ons bekommernisse in gebed na God toe te bring en dat sy vrede ons harte en gedagtes sal bewaar. Dit is wat jy vanaand kan doen. Jy kan sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Wys my wat ek môre moet doen. Gee my die moed om verantwoordelikheid te neem en die wysheid om dit so goed as moontlik reg te stel. En dan moet jy dit vanaand daar los. Môre, wanneer jy by die werk kom, hanteer jy wat hanteer moet word, maar vanaand hoef jy nie 'n gesprek te voer wat nog nie gebeur het nie. Jy hoef nie jou bestuurder se reaksie vooruit te probeer raai nie. Jy hoef nie die ergste uitkoms in jou kop te skep en dit dan te begin glo nie. Jy het 'n fout gemaak. Jy is nie die fout nie. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat 'n fout by die werk gemaak het en nou bang is oor wat môre gaan gebeur. U sien die bekommernis, die skuldgevoel en al die vrae wat deur hulle gedagtes gaan. Gee hulle vrede vanaand en wysheid vir môre. Help hulle om eerlik verantwoordelikheid te neem waar dit nodig is, om reg te maak wat reggemaak kan word en om uit hierdie ervaring te leer sonder om hulle self af te breek. Here, beskerm hulle teen vrees oor dinge wat nog nie gebeur het nie. Gee hulle guns waar hulle 'n moeilike gesprek moet hê en die moed om môre met 'n rustige hart terug te gaan en te hanteer wat voor hulle lê. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou vanaand vrede gee oor wat jy nie meer vandag kan hanteer en verander nie.
Mag hy jou môre die wysheid en moed gee om die volgende stap te kan neem. Mag jy 'n wonderlike geseënde aand hê. Shalom.